wat gebeur op die einde? Ons het laas ook begin kyk na hierdie storie en ons kyk na vrae soos as ons nou hierso uitklok, wat gebeur dan? Waar gaan ons heen? Is daar regtig so ding soos 'n hemel en 'n hel? En al die goede is groot punte van bespiegeling en trend soveel mense, soveel dinge of soveel opinies. En ons het laasweek begin kyk na die eerste vraag wat was: sal 'n liefdevolle God mense hel toe stuur? En ons het toe besluit dat die antwoord is nee, hy doen nie. Maar deur mense se onverskoonbare, opstandige verwerping van 'n liefdevolle God, kry hulle self daarso. Die hel was nie ontwerp vir mense nie, dis ontwerp vir Satan en sy trawante, en die hel moes actually vergroot word om plek te maak vir mense. So God soek ons glad nie daar nie. Hierdie week is baie makliker en eenvoudiger en soos 'n goeie boer sou sê, to the point. Ons gaan na 10 algemene vrae kyk wat gaan oor die hemel, wat mense gewoonlik vra, en dan net kyk wat die Bybel daaroor te sê. So 10 vrae en dan 1 bonusvraagie, waarmee ons soms sal begin, 'n opwarmingsvraagie. En die vraag is: gaan jou troeteldiere hemel toe? En die teologiese antwoord is jou troeteldiere gaan miskien, maar myne definitief nie. Buddy Moodley word groot in die kerk. Hy moet daar wees. anders weet ek nie. En my katte byvoorbeeld definitief nie. Ek is redelijk oortuig. Hulle het nie 'n klou tussen reg en verkeerd tot nou toe nog nie. So ek dink hulle gaan 'n naal oor daai pearly gates se lewe. Jesaja 11 gaan ek gou vir julle so 'n stukkie lees. Die kort antwoord is, dit lyk vir my of daar gaan diere wees. Waar moet jy? Want vers 6 tot 9 van Jesaja 11 beduie van wat daar aan die gang is. Dan sê dit: dan by die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Die koei en die beerin vy, en hulle kleintjies lê bymekaar, en die leeu eet strooi soos 'n os. En die suigeling speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk. Dis 'n giftige slangetjie. So hierso is 'n klomp prentjies van diere wat daar is. So ek is redelik oortuig daar gaan diere wees. Nou as jy gewonder het oor die ding van 'n leeu wat gras eet, soos 'n os. Dit het my eers onlangs begin sin maak. Dit gaan regtig so wees. Dood is die gevolg van sonde. So toe ons geskep is, was daar geen dood gewees nie. Daar was nie niks soos roofdiere nie. En ons het nie diere geëet nie. God het vir ons plante gegee as kos oorspronklik. En eers na die sondeval het dood ingekom. En toe die Here gesê, nou moet ons vleis by eet. En toe het roofdiere aan die gang gekom. So ek weet nie hoe hulle tandjies gelyk het voor die tyd en na die tyd, maar as jy nie dink ons geskep is, dis wat ons terug op pad is. As die Here dit kom weer. En so dan gaan die leeu's lekker alleen, en dis ook nie mekaar gaan opvreet nie. Hulle het oorspronklik nie mekaar gevreet nie. So, kort antwoord vir die bonus, sê wat? My dogtertjie sal sê Millie gaan daar wees, want hier staan vir my Bybel, the fact domestic animal. En almal sê Millie is vet. Maar dan net, die ander ding is, ons het gisteraand net 'n prentjie gesien van 'n leopard. Ja, 'n leopard en 'n golden retriever. The way the leopard, it was lying with it. And I thought about the scripture. And I thought about it. I said, Lord, you're now showing us that the end is so near. And you said this all has to. Yeah. Wow. It's totally amazing what you're preaching of. Yeah. Okay, julle, die vraag gaan ons hoofsaaklik beantwoord uit Openbaring 6 uit. En 'n paar ander plekke, maar dis hoofsaaklik waar die meeste van die goed vandaan kom. Skats, lees asseblief vir ons lees. Vers. Hy sal vir mense sê. Nee, ek gaan elke week sê tot sy Bybel saam met. Vers 9 tot 11 van Openbaring 6. O, okay. Je brulstuk. Ja. Revelation wat? 6 vers 9 tot 11. Dit sê hierso: en toe hy die 5de seël oopgemaak het,
sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broers wat nog gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. Vraag 1 uit hierdie gedeelte is: gaan ons liggame hê in die hemel? Baie mense het hierdie idee van ons gaan half rondfluit, ons gaan op wolkies ry en harp speel en druiwe eet en en jy gaan Hoe eet jy druiwe as jy nie 'n lyf het? As jy nie lyf of nie, 'n spookie wees bring soos 'n rookie, verstaan? Daar's nie iets nie, dis net soos daar rond. En as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons hulle het klere gekry. So ek kan nou nie dink hoekom die Here vir jou sal klere issue daarbo as jy nie 'n lyf het nie. En my idee van die klere, dit staan nie daar nie. Is ek het altyd hierdie ding van hierdie wit pakke wat ouens aantrek soos die swart kore of hierdie sliek ouens soos Kirk Franklin. As jy 'n wit pak aan het, jy moet sommer net so houdingkie aan jou kweek. Dit is net ek dink ons was ek dink dit is 'n one Jy gaan size 'n wit fits. pad kry. Okay. Ek dink so, ja. En jy gaan tekkies Ek kry. gaan die begeerte van jou hart kry, ja. En jy kry tekkies. Dankie. Okay, dan ook as ons gou net blaai na 1 Korintiërs 15 toe. Korintiërs 15 vers 47 tot 49. Van wat 47, wat? 47 tot 49, 1 Korintiërs 15. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. So dit sê dat Jesus is ons voorbeeld in al hierdie dinge. En soos wat daar aards was, Adam was aardse mens wat hulle na verwys, ons is aardse mense, en soos wat Jesus die mense die hemel was, so gaan ons word. Nou, hoe was Jesus gewees? Jesus het op aarde rondgeloop in 'n lyf soos ek en jy, hy het honger gekry, hy het dors gekry, hy het koud gekry, hy is fisies gemartel en het dood gegaan. Kyk, dis sy lyfie gewees. Toe staan hy op en hy kry sy verheerligde liggaam. Toe loop hy nog steeds op aarde rond. Mense kon hom nog steeds sien. Hy het sy eerste maaltyd saam met sy disippels gehad, vis en chips. Hy het deur mure geloop. Hy het saam met mense geloop en dan verdwyn hy net. Hy het vir sy disippels gesê, kom, vat in my lyf en kyk hierso littekens. So dit is hoe sy verheerlikte liggaam was. En die Bybel sê, soos wat hy is, gaan ons wees. So as hy ons voorbeeld in daai opsig is, word ons lyf en ons siele herenig met die tweede koms en ons liggame trek 'n hemelse liggaam aan. Dit word 'n onverdorwe liggaam, is 'n pragtige Afrikaanse term. So daarso sien ons vraag 1, gaan ons liggame hê in die hemel? Ek dink so. Vraag 2, gaan ons onmiddellik hemel toe as jy nou hier doodgaan? Baie mense glo as jy doodgaan, gaan jy half in 'n siele dood in en jy hang rond om te kyk wat die Here met jou gaan maak. As ons weer eens Openbaring 6 kyk, sal jy sien dat die martelare is in teenwoordigheid van God en hulle praat met hom. So hulle is nie iewers somewhere nou nie. En hierdie is voor die tweede koms, dis in die teenwoordige tyd wat daarin geskryf is nou van wat laat sê wat gaan aan, Here. So dis die eerste punt daar. So die tweede punt is as jy in Lukas 23 vers 43, jy hoef nie so te blaai nie, dis waar Jesus vir die ou laas op die kruis sê, vandag is jy saam met my in die paradys. Maar paradys. Ja. Wat is die paradys? Is die paradys hemel? Ja. Of is paradys die paradys? Die een daaronder wat ons geskryf is. Ek gaan later meer daaroor praat, want daar is definitief dinge te sê en volgende week ook die Halloween nou en die Halloween gaan lyk is nie dieselfde ding nie. Maar
Soos 'n wenpunt. Ek gaan later uitkom by dit. 2 Korintiërs 5 vers 8. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Dit lyk net in hierdie stukkie vir my asof jy's either hier of daar. Jy's nie in transit iewers wat jy rondhang nie. Jy's of hier in jou liggaam of jy's by die Here, sê daai gedeelte. So almal wat jy ken wat gesterf het, wat die Here geken het, is by hom. Vraag 3. Sal ons kan kommunikeer? Weens mense die denkie van ons gaan 'n rookie wees wat daar rondfluit of jy sit op jou wolkie en jy speel gitaar en jy kom aan ou verby en jy waai vir hom rustig. Maar jy sal sien hierdie mense hierso weer eens in Openbaring waar die meeste goed vandaan kom, het gepraat met God. En hulle het nie net gepraat, hulle het uitgeroep na hom toe. En ook as jy net dink oor wat in die hemel aan die gang gaan wees, vermoedelik oor ons ewigheid by God net, is gaan ons gaan deel van geloof en prys wees, en ons gaan ander mense kuier, sal ons net nog sien. So daar's definitief 'n gepraat aan die gang, en ek dink nie dit gaan 'n stilte kerk omgewing wees nie. As mense daar kan uitroep met harde stemme soos in Openbaring, dan gaan daar gekommunikeer word. Vraag 4, gaan ons emosies hê? Weereens, kom ons kyk in die Openbaring gedeelte, wat dit sê van die mense, dit sê hulle is geraag gewees en het gereageer op wat gebeur het. Hulle is gemartel dood en sê, Here, hoekom wreek U ons nie? Dit is 'n emosionele reaksie op wat in die gang was. Die tweede punt is, ons is geskape na die beeld van God, wat die emosionele wese was, so dis kom ons al die emosies het ons nou al baie na gekyk voorheen. So, as jy doodgaan, dan gaan jou liggaam vergaan. Maar jou emosies en al die siel en die gees van jou gaan aangaan. So as jou liggaam nou weer herenig word eendag met jou, dan lyk dit vir my soos die emosies gaan daar wees. Want ons is geskape na die beeld van God, en ook wees Jesus 'n voorbeeld, soos wat hy is. Hy is emosioneel, en hy gaan daar aangaan. Nog emosie in die hemel. In Lukas 15 vers 7 sê dit net, die hemel hou partytjie vir elke ou, wat op bekering kom, wat God leer ken. So is daar emosie in die hemel dan? Ek dink so, hulle gooi partytjie daar. Groot vreugde, sê die Bybel, vir elke mens wat by God uitkom. En ons gaan rus op. Ons gaan rus, ons gaan alles daar doen. Ek kan nie waar van daai plek nie. Ons gaan rus ook. Ja. Ek kan nie wag vir daai. Ja, daar het so groot skryf by kop gekom, toe ek het begin met die reeks oor, ek het nog nooit in my hele Christelike lewe gedink oor, wat gaan ons vir ewig doen nie? En almal wat ek mee praat, is soos in, dis omtrent die groot antwoord, later, mense voorspring. Okay, volgende vraag, vraag 5. Gaan ons alles weet? Die groot antwoord vir my is nee, ons gaan nie alles weet nie. En hier's 'n paar punte daaroor, ek dink dis een van die groot algemeenes. En ek het so groot geword dat jy gaan eendag alles weet. Ja. En die groot verwarring dink ek kom by 1 Korintiërs 13 in. 1 Korintiërs 13 vers 12. In Korintiërs 13 vers 12 sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. Wie gaan ons eendag van aangesig tot aangesig sien? Die Here, en vermoedelik ook die ander is daar in die hemel. Dit sê dan, dat ons sal God ken, daai dag, soos wat hy ons geken het. Dit sê ons gaan alles weet, net ons gaan mekaar ken, ons gaan God ken, soos wat God ons nou ken. Hy weet alles van ons af. So hierdie ding sê, jy gaan mense ken, en jy gaan God ken, soos wat hy jou geken het. Daar gaan meer verrassings al wees van, wie is jy nou weer, ons gaan mekaar ken daai dag regtig. Soos wat God ons geken het. Dis wat hierdie gedeelte sê. Kyk ook in Johannes 3 vers 2. Because it also says in, if you look at the rich man and Lazarus, the rich man and Lazarus, Ja. when he was in hell, he looked across
there was a chasm between hell and the bosom of Abraham. Yeah. And he looked across and he saw Lazarus standing there in the bosom of Abraham, and he says, can't you send Lazarus back down to my brothers and sisters? And what did Abraham say to him? He says, no, they have the prophets and the saints of old. Because he was worried, he was concerned about his brothers and sisters. Ja. 1 John 1 Johannes 3 vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is ons nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Dit sê al dieselfde ding, dit sê ons gaan God sien daai dag soos wat hy is, ons gaan hom daai dag ken soos wat hy ons nou ken. Dis wat gaan gebeur, dit sê nie ons gaan alwetend raak nie. Die volgende punt op dieselfde ding, gaan ons alles weet, as jy weer kyk na Openbaring 6, dan mense het nie alles geweet nie, hulle het vir die Here gevra, Here, as ons doodgemaak is, hoekom wreek jy ons nog nie? Hulle het nie alle antwoorde gehad nie. Derde ene is, wat ek vir julle wil wys, is dat Markus 13 vers 32, Markus 13 vers 32, praat van wanneer die Here terugkom, maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel nie, of die seun eers nie, maar net die Vader. Nou as Jesus nie die goed weet nie, weet ek nie wat die kans is dat ek en jy het gaan weet nie. So, hier is die bottom line, ons gaan fantastiese dinge word eendag, ons gaan verheerlikte liggame kry, ons gaan nie God word nie, ons word nie alwetend nie, ons gaan mekaar ken regtig, soos wat God ons nou ken. Vraag 6, gaan ons weet wat op die aarde gebeur? Ons gaan weet, ja, Openbaring 6 weer die groot gedeelte maak. Die martelare het geweet wat aan die gang was op die aarde, hulle het geweet, hulle is gemartel, het geweet van hulle moordenaars, hulle wat by God weet net wanneer word hulle dood vergeld, maar hulle het geweet wat aan die gang was. As jy dink oor, in Hebreërs 11 is daar die 'n lys van geloofshelde wat vir ons genoem word, en dan in Hebreërs 12 Hebreërs 12 vers 1 is dit daar, kom dit daar. So na die lysie genoem is, sê dit in 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop wat voor ons lê. So dit sê, al die manne sit daar, en hulle moedig ons aan. So, die mense wat daar bo is, weet wat hier in die gang is, hulle weet hoe om ons aan te cheer, hulle weet hoe om ons te bemoedig in die tyd. Gaan ons weet wat in die hemel gebeur, as ons in die hemel is, gaan ons weet wat op die aarde gebeur? Ek dink so. Lukas 15 vers 7, weer eens, ons het al daarna gekyk, dis die party in die hemel, vir elke tot bekering kom. So in die hemel weet dit wat gebeur is, so hulle weet as iemand tot bekering kom, dis ook maar partytjie is. Okay, so hulle weet wat op die aarde gebeur. Vraag 7, sal ons lewens op aarde onthou? Weer Openbaring 6 gedeelte, daai martelare het onthou wat hier gebeur het. Hulle het onthou, hulle is doodgemaak, so as een van hulle gesê het, so, hoe het jy gekom, John? Dan sê hy, sien jy die ou daar? Hy het my uitgehaal. Hy het geweet hoekom hy daar bo was. En die storie van Lazarus en die ryk jong man, dit is in Lukas 16. Ek gaan vir julle daar inlees, Lukas 16 vers 25. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. So Abraham sê vir hom, dis net toe hy begin min, sê vir hom, onthou, dink terug oor jou lewe. So hierdie ou kan sy lewe onthou. Ons sê, dink terug oor jou lewe, jy het klaar jou goeie goede ontvang. Lazarus het die slegte goed gekry. So hy kon onthou wat op aarde gebeur het. Vraag 8, sal ons ander mense ken?
Weer eens 1 Korintiërs 13 vers 12, ons het al daarna gekyk. Ons gaan daai dag ken soos wat ons geken word. So in daai oomblik dink ek sal ons vir die eerste maal regtig mense ken. En vir elke man dink ek dis goeie nuus. Dis ek probeer as jy my skat, ek verstaan dit. So dit gaan 'n fantastiese oomblik wees, maar ons gaan daai dag regtig mense ken. Ek dink ons gaan fellowship hê daar soos geen ander plek nie. Matteus 8 vers 11. Matteus 8 vers 11. Maar ek sê vir julle dat baie sal kom van ooste en weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. So hier noem hy mense op die name wat ons weet wat in die Bybel was en gesê ons gaan saam met hulle aansit. En eers jy lekker baie spreekies van hierdie ding hoor. Want ek gaan 'n bietjie vra wil vra. Ek dink ons gaan kuier laat die bissies bewe daaroor. En ek persoonlik gaan by Dawie wil sit. Wat Dawid sê. Verduidelik my net wat in jou kopie aangegaan het. Wat my verstom van hom is dat hy in Psalms hierdie oulike ding van Here toets my hart as daar iets is, sort my uit. As dit 'n ding vir 'n ou wat nou net iemand laat doodmaak om sy vrou te kry, is dit nogal 'n mond vir hom te sê. En ek sê net met hom wil praat oor wat in sy kop en sy hart in die gang was in daai tyd, spesifiek daar rond. En die ander ou met wie ek sal praat persoonlik is Petrus. Want hulle het altyd 'n bietjie van voet en mond siekte gehad daai twee. Petrus en die nek gehad om die verkeerde dinge op die regte tyd te sê. Jesus kom op die water aangeloop na die boot toe, 'n groot storm, en dan sê hy, spook. En Jesus sê, moenie worry, dis ek, dis Jesus. En Petrus sê, Here, as dit jy is. Ek het vir jou gesê, wat soek jy aan die hoek? En hy so hy met sy bek 'n keer gegaan, dat die Here vir Satan op stadium wil sê, get behind me, Satan. Hy het net, dis Petrus. Peter was the one who also slew the guy, the soldier. Ja. Ja. En die man was groot. So ons gaan 'n bietjie kuier oor daai ding. Ek dink hy sou my boetie kon gewees het. So, die kort antwoord is, gaan ons mense ken? Ja, dit gaan deel van die vreugde van ewigheid wees, hè? Vraag 9. Gaan dit nie vreeslik vervelig wees nie? Nou hierdie vraag, wie is die mense wat ek meestal mee praat, Christene, van wat gaan ons eendag, wat gaan ons vir ewigheid doen? Weet nie. En ek dink ons doen 'n baie slegte bemarkingsjob van die hemel. Ons wil mense sien te vat, ons weet nie wat, waar, hoekom nie. So ek dink net hoe meer ons weet van die hiernamaals, is nie die hemel vashak nie, en die hemel en die hel en wat daar aan die gang is, hoe beter is ons toegerus om mense saam met ons te vat. Ek gaan nie vreeslik uitbrei by die punt, want ek het 'n hele ding wat aan die kom is daaroor. Die kort antwoord is, dit gaan verseker nie vervelig wees nie. Net as jy dink wat al die mense saam by ons gaan kuier, en ons gaan die teenwoordigheid wees van die liefling van ons siele. En ek kan nie dink dat dit 'n vervelige plek gaan wees nie. Dit gaan 'n fantastiese opwindende plek wees. Julle preek daaroor aan die kom. Vraag 10, wie gaan daar wees? En hierdie is van waar ons staan op hierdie stadium die belangrikste vraag seker. Net gaan 4 plekke. Openbaring 21. vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van die lewe verniet. Openbaring 22 vers 17. En die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê, kom. En laat hom wat dors sê, kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. So dis nou mooi in die beeldspraak gedeeltjies. Romeine 10 vers 9.
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So wie gaan daar wees? Almal wat wil, almal wat van die water wil drink, almal wat Jesus aanneem, sê die Bybel, sal vrylik ontvang van die lewende water wat God vir ons wil gee. So ek hoop jy het vandag antwoorde gekry op vrae wat jy gehad het, of bevestiging gekry van goede wat jy het, of net dat jy opgewonde raak oor die hemel. Dit gaan 'n ongelooflike plek wees, en die ding wat my kop begin draai het om hierdie goede is, as jy nie opgewonde kan wees oor wat kom nie, want jy weet net nie, of jy dink dit is iets soos een lang praise and worship diens. Nou ek hou van praise and worship, maar 'n halfuur raak lekker. Op 'n spesiale geleentheid, 'n uur maybe. Daarna is ek moeg hoor. Deernag praise and worship het my nog nooit gehad nie. So om vir ewig te sit in 'n praise and worship diens klink nie vir my soos hemel nie. En so wat het nou gebeur is amazing genoeg my oor te begin dink het. En ek is net so oortuig dat dit gaan fantasties wees, omdat ons vir ewig by God gaan wees, omdat ons gaan aangaan met hierdie lewe wat ons hier begin het, baie meer as wat ek gedink het oorspronklik. Maar dis in die kom Annelien oor die hele ding van, waar is wie? Is dit daar of is dit hier? Is dit paradys of is dit hemel? Is die hel soos wat Abraham lyk, of is dit soos wat die Openbaring sê hoe die einde lyk? Al die goed is in die kom. So volgende week, julle, praat ons oor 'n bietjie meer 'n boodskap met tande, en dit is wat die Bybel sê oor die hel. En ja, minder smiles moet ek julle sê. Of 'n groot smile om te weet jy gaan nie daar wees nie, want ek het myself skoon bang gepreek weer. Sluit julle oë. Here, dankie dat U ons beplan het oorspronklik met ewige lewe vir ewig in U teenwoordigheid. Met mooiheid om ons, met diertjies en vrugtebome en allerlei wonderlike dinge om ons, en dat U op pad is weer so toe. En dankie dat ons kan weet dat presies hoe en presies wat is ons nie altyd van seker nie, en ek weet nie of ons ooit sal seker wees van alles nie, maar ek weet ons gaan nie. Maar dankie dat ons weet dat Jesus ons voorbeeld was, en dat dit wat ons kan sien in die woord wat ons wel verstaan, Here, maak ons opgewonde om vir ewig by U te kan wees, saam met mense wat U liefhet, wat ons net vir ewig en altyd gaan ongelooflike fellowship mee, net soos met U. En ons sien uit daarna. Ek sien geen haas om U weg te kom nie, maar Here, ons sien uit daarna om vir ewig by U te wees. Dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het deur Jesus. Ons waardeer dit, Here, ons waardeer so die opoffering wat U gemaak het deur Uself te kom stroom van die Godheid en mens te kom word het, sodat ons wat mense is weer 'n hemelse liggaam kan aantrek om vir ewig by U te kan wees. Ons waardeer die liefde, en ek wil ook nou kom en elkeen van die mense wat vanoggend is, kom seën in die naam van Jesus Christus, soos wat Lee uitloop. Met die beste wat U gebring het. Die Here het gesê, elke goeie seëning het U vir ons gebring. Ek seën hulle daarmee. En ek bid dat U in elkeen van hulle se lewe die deurbraak sal bring wat hulle aan vashou. En dat U Uself groot sal wys in hulle lewens. En dat hulle lewens sal oorloop van U en U goedheid, U sorg, U voorsiening, U ingryp. En daarom sal oorloop van hulle na die mense rondom hulle toe. Dis waarom ek hulle seën in die naam van Jesus, wat nie 'n magic wand is nie, maar wat die krag en die autoriteit in hierdie heelal is.